Vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons met groot wysheid sal bekragtig, terwyl ons besig is met hierdie baie besondere reeks van Bybelse berading vir blywende verandering. Ons kyk op die oomblik na die oudwordproses en die gevare en die uitdagings wat ons mee te doen kry. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid sal gee, want vriende, elke dag wat ons leef, is 'n dag wat ons ouer word. Dis iets wat ons nie kan keer nie, dis iets wat ons nie kan omdraai nie, dis deel van ons menswees. Want jy sal onthou die dag toe Adam en Eva in die tuin van Eden was, en die Here vir hulle gesê het, hulle mag nie van die boom van die lewe, van kennis van goed en van kwaad eet nie, want die dag sal daarvan eet, sal hulle sterwe. Was hulle ongehoorsaam aan die Here, en die dag toe hulle daarvan eet, sê die Bybel, het hierdie proses van, waar ons liggame afgebreek word, tot ons by die graf uitkom, 'n deel van elkeen se lewe. Die apostel Paulus stel dit baie mooi, daar in 2 Korintiërs, die 4de hoofstuk, die 16de vers. Hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Ek het vir u gesê, vriende, dat die oudwordproses is deel van ons lewe. Die apostel Paulus sê dit so pragtig mooi. Hy sê die uiterlike mens sal vergaan, maar die innerlike mens moet dag na dag vernuwe word. Daarom het ek ook vir u gesê dat hierdie reeks is in besonder gefokus op die kind van die Here. Hulle wat weergebore is, hulle wat die Here ken, dat hulle ook waardig sal oud word. In die sin dat hulle sal besef, maar al vergaan die liggaam, al is die liggaam besig om agteruit te beweeg en na die graf te beweeg, kan ons siel vernuwe word. Ons siel kan elke dag in die Here versterk word, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees in sy naam. Dr. J. Adams skryf so mooi oor hierdie gedagte wat die apostel Paulus hier in 2 Korintiërs vir ons noem. Hy sê, we usually think of decay as something that occurs after death, but Paul, ever the realist, spells it out for what it is. The outer person is already decaying. There is no disguising of the fact. The Bible puts it like it is. En dit is vir my so mooi. Vriende, die Bybel draai nie doekies om nie. Die Here sê vir ons, luister, kyk in die spieël. Kyk na die agteruitgangproses. Kyk na jou kragte wat besig is om af te neem. En besef, God se woord is ewig vas en waar, dat die uiterlike mens sal vergaan, maar die innerlike mens moet dag na dag vernuwe word. Dr. Jill James skryf, en hy skryf 'n baie besondere boek oor hierdie bepaalde saak, maar hy sê, churches often fail to prepare Christians to age graciously. Because of this, sins such as stubbornness, self-centeredness, and pride mark many elderly believers rather than the humility and other focused attitudes of Christ. Hy sê dit is so waar dat die kerk nie die ou mense of die mense voorberei vir die oudwordproses nie, en dikwels word mense oud en hulle word amper half koppig en hulle selfgesentreerd en alles gaan oor hulle self, in plaas van om vir die jonger geslag te wys hoe lyk ware nederigheid en heiligheid en die gesindheid van ons Here Jesus Christus. So daarom moet ons bietjie kyk in hierdie paar boodskapies wat gaan volg oor die oudwordproses, hoe ons waardig kan oud word, en vanmôre gaan ons stil staan by van die gevare waarmee ons as ouer mense sit. Nou vriende, ek is nie oud nie, maar ek moet vir u sê, ek is besig om ouer te word. As die Here my spaar, is ek by my volgende verjaarsdag 56, en ek moet vir u sê, my kragte neem af, en ek stoei baie keer in my kop met die oudwordproses. Daar is sekere dinge wat ek nie meer kan doen nie. Ek beweeg stadiger, ek doen stadiger. Daar is sekere komplikasies wat in jou liggaam kom op hierdie ouderdom, en daarom het u en ek nodig om Bybels geonderrig te word, sodat ons ook in die oudwordproses waardig kan wandel, die roeping waarmee die Here ons geroep het. Sodat die jonger geslag kan sien, dis hoe 'n heilige oom, dis hoe 'n heilige tannie lyk, en ons sal in hulle voetspore volg, sodat ons ook 'n verskil kan maak, en 'n getuie kan wees vir die Here, te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Nou vriende, een van die gevare wat ek vir u vanmôre gaan uitwys in die oudwordproses, is waaraan baie kinders van die Here hulle self skuldig maak. En ek het baie gesprekke met ouer mense, en ek praat baie met hulle, en een van die groot gevare wat ek sien onder kinders van die Here, is om te veel te verlang, en te gereeld te leef in die goeie ou dae. Nou vriende, ek wil vir u sê dat die verlede is verby. Die toekoms is onseker. Ons het net vandag om te lewe. Die Bybel sê vir ons in Matteus 6:34, kwyl hulle dis nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwyl, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dikwels kyk ons so terug na die goeie ou dae en ons vergeet om vandag voluit te lewe.
As ons in ons gesprekke praat, dank ons nie die Here meer vir ons huis en vir ons kos en ons klere en die mate van gesondheid wat ons nog het en 'n kerk en 'n gemeente en finansies en alles nie. Ons praat van die goeie ou dae, daai dae toe daar nie slaggate in die pad was nie, daai dae toe die munisipaliteit goed gewerk het, daai dae toe SAL nog goed gefunksioneer het en die spoorweë nog goed gewerk het en daai wonderlike dae toe ons nog 2 sent betaal het vir miskien 'n blikkie Coke of R2 se maalvleis kon koop en jy weet waarvan ek praat. En dis 'n gevaar, vriende, waarmee ou mense te doen kry, is om so in die goeie ou dae in aanhalingstekens te lewe, dat hulle vergeet dat die Here vir hulle vandag as 'n geskenk gee, waarin hulle vandag God moet verheerlik, eer moet bring op sy naam, 'n getuie vir hom moet wees, of hulle nou by hulle huis of 'n ouete huis of by 'n kind se huis of waar ook al hulle self bevind. U sien, die goeie ou dae is wonderlike herinneringe wat die Here ons gee, maar dis nie die hede nie. Daarom kan ons nie bly by die staaltjies van die verlede nie, maar ons moet voluit leef in die hede om God te verheerlik. Ja, ons dank hom vir die jare van getrouheid, waar hy vir ons versorg het, waar hy onderneem het, waar hy ons gedra het. Ons skep moed in die hede, omdat ons weet God is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde, en ons het hoop vir die toekoms, tot daardie dag wanneer die Here ons in sy heerlikheid gaan kom haal. Hoor hoe pragtig stel die boek Prediker hierdie saak van mense wat altyd praat van die goeie ou dae, so asof vandag absoluut niks seggend is, asof vandag geen betekenis het nie, en asof vandag nie 'n geskenk uit die hand van die Here is nie. Die slim man Salomo sê vir ons onder leiding van die Heilige Gees, Prediker 7 vers 10, hy begin en hy sê, moenie sê nie. As ek vir my kind sê, moenie, dan weet hy moet nou luister. Ek gaan nou 'n baie belangrike aankondiging maak. Moenie A, B en C doen nie. Salomo begin en hy sê in Prediker 7:10, moenie sê nie. Hoekom dit dat die vorige dae beter was as die teenwoordige? Want nie uit wysheid vra jy hierna nie. En baie belangrik, vriende, Salomo kom en hy sê presies dit waarmee ons worstel vandag. Hoekom bly ons sê dat die vorige dae beter is as die hede? Want jy sien, as ons terugdink aan die verlede, was al die dae nie so fantasties nie. Ja, ons het wonderlike tye beleef waar ons regering bietjie meer eerbaar was as die huidige regering. Ons baie het beter gelyk, die lugrederye en die spoorweë het beter gewerk en verskillende van die dinge. Maar luister, in daardie goeie dae en in die hede is God se goedheid deel van ons lewe. Die Bybel sê ek het nie wysheid as ek heeltyd leef in die verlede nie. Want God het my nou in die hede geplaas. Hy het nie 'n fout gemaak toe hy Gerard Bekes die 23 April 1970 die lewenslig laat sien het nie. Hy het geweet, in die jaar 2025 sal ons in 'n Suid-Afrika sit waar 'n ANC-regering in beheer is en waar alles besig is om in duie te stort. En die doel van hierdie bepaalde situasie waarin ek is, om my oë meer gerig te hou op die Here en uit te sien na die goeie heerlikheid wat hy vir my gaan voorberei het. En dat ek voluit sal lewe in die hede, om kosbare siele na hom te trek, sodat hulle saam met my kan gaan na 'n heerlikheid wat voorlê. Daarom sê die Bybel, moenie sê, hoekom dit dat die vorige dae beter was as die teenwoordige, want nie uit wysheid vra ek en jy hierna nie. So hier is een van die gevare wat u en ek op sal moet let. Dink bietjie vandag aan jou gesprekke, dink bietjie aan jou gedagtes, dink bietjie aan jou leefwyse, en vra jouself die vraag af, gee ek aan die Here eer vir die hier en die nou? Is my gesprekke gevul met die verlede, of is my gesprekke gevul met die hede en die verwagting vir die toekoms dat ek Christus in sy heerlikheid sal sien? My gebed is, vriende, dat u en ek waarlik as kinders van die Here waardig sal oud word, omdat die Bybel vir ons leer dat die Here vir ons een dag gee. Hierdie dag is 'n geskenk uit die hand van die Here. En of u jonk, middeljarig of oud is, ons almal is besig om eendag op 'n slag te leef en te beweeg na ons graf. Mag ons elke dag as 'n geskenk uit die hand van die Here omhels. Mag ons hom as die gewer van alle goeie gawes aanbid vir hierdie dag, en mag ons voluit lewe ten spyte van en te midde van al die uitdagings. Oë gefestig op Christus, want hy is die onveranderlike. Al verander alles om ons, is hy die onveranderlike wat vir ons gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Mag die Here ons genade gee, ons sal môre aangaan, mag die Here van ons wysheid gee om tot eer van sy naam te lewe. Vriende, groete vir u, seën, hou u oë gefestig op Christus. Groete en mooi dag daaraan.